Goeiemôre van my kant af en baie welkom en ek hoop julle gaan die vreemde tipe van aanbieding 'n bietjie geniet vanmôre. Ek wil u graag groet met die woord Ebenezer en u wat kerkmense is weet, dit beteken tot nou toe is dit die Here wat ons gehelp het. En ons as Christene het daai blye vooruitsig en die verwagting dat daai Here wat ons tot nou toe gehelp het, dieselfde Here ons in die toekoms in ook sal help. Mag dit waar wees in elke een van ons se lewens. Voordat ons met die monoloog begin, het ek 'n voorwoord eers geskryf en die Here is vir my goed om sekere dinge te kan neerpen. Die voorwoord: God die Vader en sy Seun Jesus Christus het die beste plan ooit uitgedink en deurgevoer, dat die sondelose Jesus aan die einde van sy aardse bestaan sondaar gemaak sou word en as vervloekte die sonde van die ganse mensdom op hom sou neem en aan 'n kruis as oorwinnaar sterf, sodat almal wat in hom glo vrygespreek kan word en die ewige lewe kan hê. En daardeur word God en die mens versoen en die verhouding tussen God en die mens word herstel. Maar vir 33 jaar lank probeer Satan dat Jesus op enige moontlike ander manier sal sterf, behalwe aan die kruis. Want Satan en die bose ken ook die skrif, en weet dat Jesus Christus die Messias aan 'n skandpaal, of 'n houtpaal, of dan die kruis sal sterf. Indien Jesus dan die kruis sou haal, het Jesus gewen en sou hy dus die vervulling en die waarmaker van die profeseë wees. En ons weet dat van die beginne was en sal hierdie vyandskap tussen God drie-enig en Satan en die mens voortduur, totdat God hulle met die finale oordeel in die poel van vuur sal werp. En Adam en Eva se sondeval was direk die oorsaak van Satan wat ingemeng het met God se handewerk. So vroeg as Genesis 3 vers 15 kry ons die moederbelofte waar God self vyandskap stel tussen Satan en die bose en die mens. Maar in Jesus as mens word die klimaks van hierdie stryd bereik. Jesus se kruisdood is die oorwinning oor die bose en dis die hoogtepunt van hierdie stryd tussen die bose en die mens. Maar dis nie finaal tot by die oordeelsdag. Die oorwinning word egter op 'n radikale wyse verkry, nie deur mag en geweld nie, maar deur te ly en te sterwe, nie deur 'n magsdaad nie, maar deur 'n liefdesdaad van gehoorsaamheid aan sy Vader. Maar die Satan meng in op die saadlyn waaruit Jesus Christus gebore sou word, want al drie die aardsvaders, Abraham, Isak en Jakob se vroue, Sara, Rebekka en Rachel, was onvrugbaar en God self moes daar ingryp. Ek weet dat ek nou vir u moet vertel van waar kom ons vanmôre. Ek wil hê dat u almal terugskuif na die jaar 53 na Christus. In die stad Korinte is Paulus besig om die brief aan die Galasiërs te skryf en hy het medewerkers soos Barnabas en Timoteus is terug uit Thessalonika en Silas of Silvanus, wat julle hom ook al wil noem, is by hom en ander medewerkers. Maar dit is 53 jaar na Christus, met ander woorde 20 jaar na die kruisiging. En dit is aan die einde van Paulus se tweede sendingreis. Want as hy klaar hierdie brief aan die Galasiërs voltooi het, gaan hy en Barnabas en sy medewerkers oppak en teruggaan na die huis. En Paulus glo dat hulle die evangelie in Korinte baie goed gesaai het. En hy sê dan ook vir Barnabas, ons het ons deel gedoen wat in Korinte betref. En ek glo en vertrou God dat hy dit verder sal laat groei. En ons het al ons mense uitgestuur om vir u by mekaar te kry en vanmôre hier by mekaar te wees. Want ons wil vir u groet voordat ons hier vandaan af gaan vertrek. Maar ons wil op 'n heel ander hoek, met u die lydensweg van ons Here Jesus Christus kom deel vanmôre. Barnabas en ek was besig om Galasiërs te skryf en toe ons Galasiërs 3 vers 13 neergeskryf het,
het ons besef dat hier iets baie, baie groot gesê word, en ons het net daar gestop, om verder aan die Galasiërs te skryf, want hoor wat sê Galasiërs 3, vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan geskrywe, as iemand tereggestel word en jy hang hom aan 'n paal op, is 'n vervloekte of deur God vervloek. En ons het hier terug verwys na Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Ek wil vir u uithaal vanmôre, hoe Satan telke male probeer het, om te verhoed dat Jesus by die kruis uitkom. Hy wil vir Jesus dood hê, ja, natuurlik, maar nie aan die kruis nie. Die kruis was die wenpaal. Barnabas en ek het 'n hele klomp momente saamgestel waar Satan ingewerk het op God se handewerk en probeer het om Jesus te laat sterwe, dat hy nie die kruis sou haal nie. En ek kan nou maar aan julle erken vanmôre, Korintiërs, dat hoe langer die lys geword het, hoe skamer het ek geword. Ek is eintlik kwaad vir myself, maar ek is so teleurgestel te myself, want ek het van alles geweet. Ek het van alles geweet, soos wat julle van alles weet. Maar nogtans wou ek hierdie leer van Jesus Christus, en sommer die hele evangelie uitwis. Ek het die klere opgepas van die mense wat Stefanus gestenig het en sy marteldood goedgekeur. Ek was daar. En toe is ek met bekendstellingsbriewe op pad na Damaskus om die mense wat hierdie nuwe leer aanhang in hegtenis te neem, terug te bring na Jerusalem en hulle in die tronk te stop. Maar gelukkig het God my op die Damaskuspad geslaan. Hy het my geslaan met blindheid. Het my uitgelei. En toe het hy alles in 'n visioen aan my verduidelik, en hy het my verder deur die Gees opgelei, en hy het my weer laat sien, en hy het my as apostel aangestel, om die evangelie aan die heidene nasies te gaan verkondig. Barnabas en ek self verstaan, nadat ons hierdie lydensweg van ons Here Jesus Christus weer deurgetrap en oordink het, en weer met mekaar gedagtes geruil het, verstaan ek en Barnabas 'n paar dinge aangaande die kruis baie beter as voor die tyd. Die kruis was nie 'n ongeluk nie. Die kruis was nie 'n fout nie. Die kruis was God die Vader en Jesus Christus se beste weldeurdagte plan om daai versoening tussen God en mens te bewerkstellig en die verhouding tussen God en mens te herstel. Die kruis was 'n moed wat deurgevoer moes word tot die einde toe. Maar Satan en die demone ken ook die skrif. En hulle weet dat hulle moet keer dat Jesus die kruis haal. Want hulle wil Jesus dood hê, maar nie aan die kruis. Satan tree dus aan vir sy wedloop teen Jesus na die kruis. Barnabas, ek wil hê dat jy vir my die sentrale waarheid neerskryf, want ons wil dit as volg saamstel en formuleer, dat God die Vader en sy Seun Jesus Christus se aardse wedloop teen Satan na die kruis eindig in triomf en oorwinning vir Jesus oor Satan, die sonde en die dood. En daarom vra ek vir u Korintiërs dat u nou sal probeer, soos dit deur hierdie momente gaan, dat u nie sal vashak op een moment nie, maar sal oorskakel in die volgende moment en kyk hoe Satan elke keer teleurgesteld is, maar nee, met die volgende tree hy alweer aan, want hy is nie lui nie. En hy, wanneer jy swak is hy sterk. Jesus as baba, God kies vir Maria uit om Jesus se mamma te wees. En hier begin die probleme. 130 kilometer van Nazareth na Bethlehem op 'n eseltjie se rug vir 'n jong meisie wat 9 maande swanger is.
Hoe gevaarlik is dit nie, en maklik in 'n miskraam reeds hier plaasvind, en Satan, hy geniet dit, want hier kan dinge sommer gebeur. In Bethlehem is daar vir hulle net geen plek in enige ordentlike herberg nie. 'n Vuil stal met kieme, waar infeksie kan plaasvind, is al plek waar hulle kan bly en vertoef. En Jesus word hier in hierdie omstandighede gebore. Maar God bewaar hom en niks van infeksies gebeur nie. Vanaf Bethlehem terug na Nazareth, weer op die eseltjie se rug, 130 kilometer. Maar niemand sou toe reeds kon raai of vra, is dit dan die een wat eendag die sonde van die wêreld sal dra? En toe Jesus 8 dae oud was, is hy na die tempel toe gebring vir sy reinigingsdiens. En toe Maria vir ou Simon vir Jesus aangee, het hy 'n akkoord met die Here gehad. Die Here het 'n ooreenkoms met Simon gehad dat hy nie sal sterwe voordat hy die Messias gesien het nie. En toe Maria vir hom klein Jesus aangee, toe hou hy vir die Messias in sy eie hande. En hy is so opgewonde, want nou kan hy mis sterf, hy het die Messias gesien, en hy sê, Here, ek wil U prys. Want ek het met my eie oë die verlossing gesien, wat U gereed gemaak het, voor die oë van baie volke, 'n lig tot verligting van al die nasies. En Maria, nou Simon het vir Maria stip aangekyk en vir Maria gesê, Maria, geseënde vrou, wat jou betref, oor hierdie kind Jesus, sal daar nog 'n swaard deur jou siel gaan. Aan die een kant is Simon wat verlig is, hy die Messias gesien, vol blydskap, die lig vir die wêreld kan ophou. En aan die ander kant Maria, met baie vrae en bekommernis in haar hart, wat gaan met my Jesus gebeur? Satan aan die ander kant is baie gelukkig, want hy glo dat voortydig iets met Jesus sal gebeur. Hy's maar 8 dae oud, en Simon praat reeds van 'n swaard deur mamma se hart, se siel. God weet alles. Hy weet alles vooruit ook. Hy weet van Herodes se gedagtes wat nou gaan plaasvind, en 'n engel van die Here gaan waarsku vir Josef dat hy met Maria en die Jesuskind na Egipte toe moet vlug. En toe, Herodes in sy eie ek en waan, hy is so bang vir sy eie behoud as koning, en vir sy eie koningskap se baan, want hy vrees dat hierdie nuwe koning hom van sy troon gaan afslaan. Natuurlik ondersteun die Satan Herodes se denke en sy uitvoering wat moet plaasvind dat al die kinders van 2 jaar en jonger in Bethlehem en omtrekke doodgemaak moet word. Maar God het mos voorsiening gemaak, omdat hy vooruit weet. Jesus was nie daar toe die kindertjies doodgemaak is nie. Hulle was veilig in Egipte. Hier klink dieselfde lied toe op, as wat in Jeremia se tyd opgeklink het, toe die volk in ballingskap weggevoer is. 'n gehuil en gekerm word op Rama gehoor. Rachel treur oor haar kinders, maar sy wil nie eers getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie, want hulle is weg. Jesus word in die versoeking pertinent deur Satan versoek. Een stadium vat hy hom op die tempel se dak en hy sê vir die Here, Jesus, jy kan maar spring, want daar staan geskrywe, die bose ken ook die skrif, daar staan geskrywe dat God 'n engele leerskare sal uitstuur om jou te vang as jy nou hier spring. Want hy wil hê Jesus moet hom doodval en dan nie die kruis haal nie.
Gelukkig gee Jesus nie toe nie, en Satan is bedroe. En toe, en Petrus, die Here vertel vir hulle, wat is sy einddoel op aarde, maar ook hoe gaan hy sterf, en dat hy die Messias is. Maar Petrus het hom op sy geneem, maar die Here het dadelik gesien, dat dit eintlik Satan is, wat agter Petrus sit, wat hom opsteek, om hierdie vraag te vra, Here, kan jy dit nie vir my nie? Hierdie is te erg, ons het nou net mooi saam met u beginne leer, in die voetspore gestap, u kan mos nie nou aan 'n kruis gaan sterf nie. Maar die Here sê vir hom, Petrus, Satan, gaan agter my weg. Want op my het jy geen reg, want jy is vir my 'n struikelblok, want op jou manier, Petrus, gaan ons vir die wêreld jok. Want weet jy nie wat God sê, is nie noodwendig wat mense wil hê. Die storm op see. Ons weet mos nou uit die geskrifte dat daar hoë duinings gebeur en hoë golwe, omdat die Genesaret meer 39 meter onder seevlak is en baie berge rondom hom is en alles, maar hierdie storm op see is iets anderster as ons van weet wat die topografie aanbetref. Die boot het al vol water geword. En Satan hou duim vas dat die Here sal verdrink voordat sy disippels hom gaan wakker maak. Maar God werk dit in die disippels, sê gaan maak vir Jesus wakker. En Jesus het opgestaan en hoor mooi, hy het die storm bestraf. En die wind het gaan lê. En Jesus bly behoue op sy lewenspad. En Satan se skouers hang. En toe Jesus se eie getuienis dat hy die Messias, die Christus, die Seun van God is. Dit het die familiehoofde en die Sanhedrin, die Joodse raad, en die familiehoofde baie kwaad gemaak. En hulle beskuldig Jesus van godslastering. En sy eie mense wil hom van die krans afstoot en hulle wil hom stenig. Maar baie duidelik staan daar, Jesus in sy godheid het tussen hulle deur beweeg en hom elders gaan skuilhou. En niks gebeur met hierdie klomp mense wat hom beskuldig nie. En toe, die vertwyfeling in Getsemane. Dit is mis die duiwelse manier wanneer jy op jou swakste en die kwesbaarste is, om die hardste op jou lewe in te klim. Maar ons moet nou eers vir mekaar sê, Jesus was volledig God, maar ook volledig mens, uitgesonder die sonde. Met ander woorde, hy was in alles gelyk aan ons as mense, soos wat ons dinge ervaar, hartseer, pyn, verdriet, om verneder te word, om verwerp te word, om opgespoeg te word, soos wat ek en jy dit sal aanvaar, het hy dit aanvaar, en ook blydskap en vreugde aan die ander kant. Uitgesonder die sonde. En die Satan sien hier sy kans. Hy sien sy kans en hy klim in Jesus se denke, sy emosies, sy siege en sy hele menswees in, want Jesus is op sy knieë in Getsemane en hy bid tot sy Vader, of hierdie bitterbeker tog nie maar by hom kan verbygaan nie. En terwyl hy na God roep, om hom te vrywaar van hierdie vloek, het sy sweet gedrup soos bloed. En Satan het gehoop dat God sal instem tot iets anderster as die kruisdood. Maar wat doen God? God die Vader draai sy kop weg van die pleidooi van sy kind daaronder in Getsemane en hy maak asof hy hom nie hoor nie. Want al is dit vir hom as Vader ook hoe swaar, God weet, dis die enigste manier, dit met end uit deurgevoer word. Maar aan die gehoorsaamheid aan sy Vader, sluit Jesus sy tweede en derde angsgebede altwee af met die woorde, Vader, nie soos wat ek wil nie, maar
soos wat U wil. En ek en jy moet egter weet, dat Jesus se bloedsweet en die lediging van die bittere lydensbeker lewe vir ons as mense verseker. Satan moes baie teleurgesteld gewees het dat God nie ingestem het tot iets anders ter buiten die kruis nie. So die wedloop duur voort. En toe kom Judas Iskariot met sy verraad, en saam met hom was omtrent 500 man van die tempelwag, die soldate, die familiehoofde en die skrifgeleerdes. En Satan werk hier alweer in die bitsige Petrus se denke. Petrus was 'n ou wat lief was om te veg. En Satan hoop dat hier 'n volskaalse geveg sal uitbreek, 500 teen 12 as Jesus sal saam bly. Gaan Jesus mis maklik gedood word in hierdie groot geveg. Hy het nie 'n kans nie. En Petrus trek dan ook sy swaard en hy kap Malchus se oor af. Maar Jesus sê nee Petrus, niks van daai nie. En hy genees Malchus se oor. Petrus, sit jou swaard terug in sy skede. En weer eens is Satan baie teleurgestel dat daar nie 'n volskaalse geveg uitgebreek het nie, want Jesus bly behoue op sy lewenspad, op pad na die wenpaal, die kruis. Toe al die dinge deur die nag en daar in die binneplaas, was Jesus op sy knieë voor 'n groot houtblok, met sy hande stewig vasgeklamp bo-op. En daai geeseling was so erg, dat Satan geglo het dat Jesus net daarvan totale ontbering te sterwe gaan kom. Maar in 'n papery van bloed geslaan, bewaar God vir Jesus. En die Satan kyk net in ongeloof toe. En dan, vanaf die binneplaas, op die Via Dolorosa, die pyn en smartlike weg, wat Jesus moes loop. Die pylvak, op pad na die wenpaal. En ek, Paulus, dit is in my voor die Here my gewederbaar het. Ek is nou so skaam. En ek is so kwaad vir my, en ek is so teleurgesteld in my, ek loop sommer van myself af weg. Dan hoef ek nie na U te kyk nie. Want daai gebeure van 20 jaar terug is in my geheue so ingeets, asof dit gister was. Maar ek het saamgeloop, en ek was daar, maar ek was vir al die verkeerde redes daar. Ek het saamgeloop, en hoon en spot en lag, op sy vernederende laaste pad. En as ek nou daaraan terugdink, ek het daai tyd gelag. Maar as ek net daaraan terugdink oor wat Jesus moes deurmaak in daai pylvak, dan wil ek huil vanmôre. Want ek kry hom jammer, dat hy al daai dinge moes doen ook ter wille van my en jou. En Jesus, absoluut, totaal naak. Swak, verneder, vol pyn en bang, strompel, loop en val, onder die felle slaaf van die gesel, en die sambok, wat nooit stop. En die gewig van die kruis, was vir hom te swaar. Maar gelukkig was Simon van Sirene daar, en hulle het hom opkommandeer, om Jesus se kruis te kom dra. En nog nooit, en daar sal ook nooit, die inskrywingsfooi vir 'n wedloop se wen so duur wees nie. Want om as oorwinnaar gekroon te word, moet die atleet sterf. Nog nooit het 'n atleet in so gehawene toestand die pylvak betree nie.
Nog nooit is enige atleet in 'n pylvak so geslaan nie. Maar nog nooit was dit so belangrik om 'n pylvak klaar te maak nie, en nog nooit was 'n wen so belangrik nie. En nog nooit het enige atleet soveel durf en deursettingsvermoë en toewyding in 'n pylvak gehad nie. Ek onthou baie goed. Jesus was so swak. Hy het aan een van die meelopers se lyfgordel vasgeklamp, want hy kon nie eens op sy knieë regop sit nie. En ek onthou goed hoe hy opgekyk het deur bloedbelope skreefies oë, en hy sien Golgotha kop voor hom opdoem. Hy het 'n bietjie hoër gekyk. En ek is doodseker dis die keer wat hy in die wasigheid van daai môre bo op Golgotha kop 3 kruise sien staan. En dit het hom opnuut aangespoor. Hy het homself opgebeur vorentoe met goddelike krag, wenpaal toe, kruis toe. Hy moet dit net dood eenvoudig maak. Uiteindelik, deur al die slae, die strompel loop en val, is hulle met Jesus bo op Golgotha kop. Hy is so uitgeput en swak dat hy niks teëstre wil toe hulle hom aan die kruis spyker nie. En daar het hy gehang, gelukkig in ons belang. Dit was die grootste oorwinning ooit. Maar nog nooit was die prys vir oorwinning so groot nie. Maar nie net vir die atleet self nie, maar vir almal wat in Jesus Christus glo, want daardeur kan ons vry deurgaan na die ewige lewe. En Satan het die hele afstand in daai weg van pyn en smart gehoop dat Jesus sal net dood eenvoudig in mekaar sak en sterwe voordat hy die kruis haal. En toe, bo op Golgotha kop, Jesus aan die kruis. Satan het net besef, ek het verloor. Jesus is die wenner. En hy is druipstert weg vanaf die toneel. Maar Jesus, glo ek vandag, het in daai benarde posisie wat hy was aan die kruis, het hy by homself een ding besef. In totale gehoorsaamheid aan my Vader, het ek dit gemaak. Want Jesus weet, dis die offer wat God wou hê. Maar hy was so alleen daar aan die kruis. Al was sy ma en Johannes en van die disippels daar en ander mense, die vrou wat hom versorg het hulle seker nie eens raak gesien nie. Behalwe toe hy vir Johannes gesê het, vir daai Maria sy ma, hy moet haar onderdak vat. Hy was so alleen dat hy gevoel het dat God hom verlaat het, sy Vader, in daai uur. En daarom vra hy ook dan, my God, waarom het u my verlaat? Want dit was vir hom verskriklik om so alleen te wees. En ek onthou goed, die voete het so voeterussie, maar in hulle swakheid kan hulle glad nie hulle meer opstoot nie, en dis wanneer hulle versmoor. En ek onthou baie goed, Jesus se knie het al so onwillekeurig te mekaar geslaan van al die spiersening, saamtrekkings. En hy het hom so effe opgestoot om 'n laaste asemteug te vat. En duidelik kon ons nog steeds hoor uit sy laaste woorde. Dit is volbring. Wat sê Jesus met hierdie 3 woorde? Hy sê my taak en my doel en my werk waarvoor ek gekom het na hierdie aarde is volledig afgehandel. Die sirkel is voltooi. Dat hy as die vervloekte, almal wat in hom glo se sonde op hom kom neem het,
En Barnabas gaan nou vir julle wys, ons elkeen het 'n klagstaat wat teen ons uitgeskryf was, vol sonde. En hy sê ek het julle klagstaat met my offerbloed kom bedek. Daar bestaan nie meer iets soos 'n klagstaat nie, en daarom het Satan geen regsgronde nie. Want hy wou met daai klagstaat van ons elkeen wat ons sonde op gelys is, ons voor God kom daag. Maar weet julle, die klagstaat het verdwyn met die offerbloed van Jesus Christus. Dis wat God wou hê. Hy wou nie meer bloed van ramme en bulle en duwe hê nie. Hy wou die bloed van sy seun hê om hierdie te bewerkstellig. Eintlik sê hy vir ons, ek gee vir julle my vryspraak. Jy weet nie? Ek gee vir julle my vryspraak. En ek reik eintlik vir julle 'n spierwit kwitansie uit dat ek met my eie lewe julle rekening van sonde vol opbetaal het. Elkeen van my en jou se rekening is deur Jesus Christus vol opbetaal met sy sterwe aan die kruis. Ek en jy het net die verantwoordelikheid om by die reëls van die geestelike wedloop in ons lewenswedloop by te bly. En toe, Jesus sterf en hy daal neer na die dodery. Maar God is altyd getrou en daarom kon die graf nie vir Jesus hou, want na 3 dae kom Jesus uit die graf, geborg deur God sy Vader se krag. En die mens in onmag en nood, word deel van God se volmag en hoop. En Jesus se opstanding uit die dood is dis die kern en die beslissingsgebeure van die Christelike godsdiens. En dis ook die waarborg dat ek en jy sal opstaan in 'n nuwe lewe. Gaan dit weer vir jou sê. Christus se opstanding uit die dood is die kern en beslissingsgebeure van die Christelike godsdiens en ook die waarborg dat ek en jy sal opstaan in 'n nuwe lewe. Soos 'n bietjie net die versoening kan opsom, Jesus se kruisdood en opstanding uit die dood bring dan daai versoening tussen God en die mens, en die verhouding tussen God en mens word hierdeur herstel. En dit bring ons terug by ons sentrale waarheid wat ons aan die begin met mekaar bespreek het, dat God die Vader en Jesus Christus se aardse wedloop teen Satan na die kruis eindig vir Jesus in triomf en oorwinning oor Satan, die sonde en die dood. En op grond hiervan, oor hierdie oorwinning van Jesus Christus, kan ons vry deurgaan na die ewige lewe. Mag God ons help, dat ons sal begryp en verstaan en net 'n klein ietsie snap van wat God die Vader en Jesus Christus met hierdie weldeurdagte en uitgevoerde plan van hulle vir ons bereik het en wat dit vir ons beteken. En so word slegte Vrydag dan goeie Vrydag. Maar die goeie nuus van goeie Vrydag is ook dat Jesus is in ons plek veroordeel en ons is in sy plek vrygespreek. In sonde van die verlede, die hede en die toekoms vir God se kinders is uitgewis deur Jesus se dood en opstanding uit die dood. Maar Jesus gee vir ons sy vryspraak, hy gee vir ons sy geregtigheid. Die woord geregtigheid, dit is die status wat God se kinders voor God het, en dis die bruilofskleed wat jy nodig het om in God se teenwoordigheid te kom en te kan gaan aansit by die feesmaal van die lam. Dis die bruilofskleed wat ons nodig het. En Jesus gee dit vanmôre opnuut vir ons. En daarom is my grootste wens
dat ons almal sal deel hê in God se spens. En dat ons elkeen reg sal wees vir daardie hemelse fees. Want Jesus nooi ons almal uit na sy feesmaal. Want daarvoor het hy lankal reeds vooruit betaal. Kan ek u vra dat u staan vir die gebed, u het lank gesit, en Hemelse Vader, ons dankie dat ons in u teenwoordigheid kan kom, juis omdat ons bekleed is met die geregtigheid van Jesus. Daarom kom bid ons in Jesus se naam om vir u te kom dankie sê, dat u seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat die mens gered kan word. Dankie o Vader, dat u u ore toegedruk en ander kant toe gekyk het, toe u seun nie gevra het of die bittere lydensbeker nie maar by hom kon verbygaan nie. Dankie Jesus, dat u so oorgegee was aan die wil van u Vader, dat u in absolute gehoorsaamheid aan die Vader u hemelse heerlikheid verlaat het, om hier op aarde eerste kans te kom ervaar en beleef wat is hartseer, pyn, vernedering en verwerping, om gehaat te word. U swaar kry, u angs en die paniek en pyn. Dankie Jesus dat ons kan verstaan dat die kern van die Christelike godsdienst juis u opstanding uit die dood is. Want daardeur breek 'n nuwe era vir God se kinders aan, 'n nuwe seisoen, vir elke een 'n nuwe begin, 'n oorbegin, 'n weerbegin, 'n skoon begin. Dankie Jesus dat u in so mate vir die mens omgegee het, om alles te verduur en selfs vir ons te kom sterf. Dankie Jesus dat u so verbind was om verlossing en oorwinning en vryspraak vir ons aan te gee. En daarom kom vra ons, Here Jesus, help u asseblief vir ons, dat ons elke dag sal oorgee aan u, dat ons sal omgee vir mekaar, en dat ons u Jesus sal aangee na 'n verlore gaande wêreld. Dankie Here dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Jesus Christus is nie. Dankie o Heilige Gees dat u hierdie waarhede in ons indra en ons elke dag inspireer en bemoedig. En dankie dat u ons lei en die regte rigting aandui, maar dat u ook vir ons vermaan en waarsku. Here, ons bid dat u ons sal help, sodat ons u sal verhoog en eer en verheerlik met en deur ons hele lewe. En dat ons elkeen soos 'n Maria sal kan sê en onderneem, ek is tot beskikking van die Here. Of soos Jesaja, ja Here, stuur my. Here, ons wil vir u kom sê, ons staan hier, en ons wil vir u sê, Here, gebruik ons, tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.